aan al my subscribers. Julle, dis 'n heerlike maandag, die wind waai, hy hou al die vliee weg, koel ons af. So vandag wil ek vir julle wys hoe maak ek my gebakke penne gereg in die oond en dan kry hy hierdie double cream yoghurt tussenin met sy spices. Dis ongelooflik lekker. So baie kere maak ek dit met spaghetti of met pennepasta. So ek gaan hierdie gaggel kook tot al dente of jy kan dit kook tot hy bietjie vetter geswel het. Dan het ek 1 ei fyn gekap en dan gaan ek die ei lekker bruin braai in margarien, so 2 tot 3 eetlepels. So my pasta sop. Wag dat die eie net so 'n bietjie braai julle. Terwyl ek wag vir die eie, gaan ek so lank 1 biefstok meng met 2 koppies kookwater. Julle, daar ruik niks lekkerder as om eie te braai in margarien en botter net so lekker. Dit ruik my baie lekkerder as wat 'n mens dit braai in olie. En dan voeg ons maar net 'n opgekookte eetlepeltjie knoffel by en ek braai hom nog so verdere minuut of 2. En hier is my biefstok, 1 blokkie gemeng met 2 koppies kookwater. So hy moet nou net heeltemal oplos en ons plaas hom net een kant toe, want ons gaan hom nou benodig. Voel julle hierdie ruik so lekker. En dan voeg ek so 5 tot 600 gram maalvleis by. En nou gaan ek hierdie net braai tot die maalvleis gaar is. Ek meng hom net eers gou deur en dan gaan ek so lank speserye byvoeg. So ek het hom net 'n klein bietjie gebraai en dan voeg ek woestersous by. Net so klein bietjie. Seker so 'n eetlepel. En dan 'n klein bietjie sweet basil. Seker so 'n halwe teelepeltjie. Julle, ek skat my altyd. En dan 'n klein bietjie timie. Klein bietjie timie. Ek sal sê so 'n kwart teelepeltjie, julle nie eers 'n halwe teelepel timie nie en dan 'n bietjie Italian herb. Roer hom net gou deur. En dan voeg ek by 50 gram tomaatpaste. En nou gaan ek hierdie net oplos tot die maalvleis gaar is. So ek sal sê dit braai seker so 10 minute julle tot die maalvleis lekker gaar is. En dan gaan ek byvoeg daai beesvleis aftreksel. En dan voeg ek by so 2,5 koppies gemengde groente. En nou gaan hierdie net verder kook tot die groente lekker sag is. En dan gaan ek hom geur met sout en peper na smaak. En onthou om die deksel ook op te sit. En terwyl ek wag vir die maalvleis om daai groente om gaar te word, julle meng ek so lank apart 3 koppies double cream yoghurt. Julle kan die gewone een ook gebruik. So ek gaan gou net hierso 3 koppies uitskep. Ek gaan dit in my maatbeker gooi, want ek moet dit deurmeng met daai speserye. Dan meng ons hulle net goed deur. Julle, hierdie is ongelooflik lekker so tussen die pasta gereg of die spaghetti gereg. Die dag as julle dit maak, moet julle my laat weet, wat dink julle van hierdie ete? En al die kos wat ek maak, julle, vat my nie langer as 30 minute nie. Al wat my lank vat is daai beef lasagna of as ek pannekoek lasagna maak en sop, dit tel nie. Sop vat altyd lank. So nou wag ons net vir die res om gaar te word. So die groente is sag en nou gaan ons dit net geur met sout en peper na smaak.
Julle kan wit of swart peper gebruik, nes julle verkies. En soos julle kan sien, daar is so 'n bietjie sousie daar binne-in. Ons dogter en my man is mal oor hierdie ete. Julle, dis die eerste keer wat my skoonseun hierdie gaan eet, gaan proe, maar ek glo hy gaan mal wees daaroor. So dan gaan ons so die helfte van hierdie penne net sit onder in die bak. Hierdie penne sien, dan dink ek altyd aan Caponero restaurant daar in Welkom. Hulle het hierdie pasta gebruik, hierdie pennepasta julle met so minsie en 'n sousie. Och, dit was ongelooflik lekker. En dan gaan ons van hierdie maalvleismengsel oorskep. Die helfte. En dit ruik baie lekker. Ons dogter is altyd honger as haar ma skep. Julle, sy vra altyd, maar hoe lank nog? En dan gaan ons daai double cream yoghurtmengsel julle gaan ek ook oorskep. Ook die helfte. Ek versprei maar so met die onderkant van die eetlepel. En nou die res van die pennepasta. Sorg dat ek alles toemaak. En dan weer daai maalvleis mengseltjie. En soos julle kan sien, hierdie maak ook 'n groot bak vol. 2 dae se kos. Ek love dit want môre aand hoef ek nie kos te maak nie julle. Daar's meer as genoeg vir môre aand ook. Tensy hulle nog gaan skep, dan is daar nie meer genoeg vir almal vir die volgende aand nie. En nou die laaste van daai double cream. En jy sal nie glo nie, soos jy dit hap, dan proe jy 'n bietjie van hierdie, dan hap jy daai yoghurt happie julle. Dit is so lekker. Sorg maar net dat ek oralste bedek het. En nou kan jy hom bedek met mozzarella kaas, cheddar kaas, gouda kaas, nes jy verkies. So ek gaan sommer mozzarella gebruik en net seker eers gou grof rasper. En dan bedek ons hom net met die kaas. Julle, hierdie kaas gaan lekker trek. En dan gaan ek hom bak by 180 grade tot hierdie deurwarm is, so 'n halfuur tot 'n uur. Gooi 'n bietjie petersilie wat parsley is, sprinkel ek maar net bo-oor. En voilà! So julle, my man is by die huis en in ons huis weet my man en my dogter, dis nie net van skep nie, want ma moet eers dit wys op die video. So hierdie kaas wou nie smelt nie julle, hierdie mozzarella kaas smelt altyd, maar ek dink hy het 'n bietjie te lank gestaan. Hy het daarom nie gemif in my yskas nie. Jy ruik daai yoghurt. Ruik ongelooflik lekker. Daar's genoeg sous daar aan die onderkant van die bak. Sorry julle, ek het plan gemaak sodat julle daai sousie daar binne kan sien. Julle probeer hierdie gerus en ag tog my man. Probeer dit gerus en geniet hom.